gegaan. Nadat hy gaan sit het hy sy disippels na hom toe gekom of laat kom en hy het hulle geleer en gesê. Die opskrifie, en ons het verlede week gesê, dit was ons opskrifie vir ons prediking ook, die werklike gelukkiges. Wanneer is ons werklik gelukkig? Wanneer het ons regtig vrede in ons hart? Wanneer is ons regtig in die gees voorspoedig? Vers 3 sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want hulle behoort, van die koninkryk van God behoort aan hulle. Jy moet die Here jou God eerste stel. So met ander woorde, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik is hulle van God. Wat God eerste stel in hulle lewe. Wat sê, Here, U is nommer 1. U is nommer 1. Goed. En dan sê die Here die belofte, en dit waaroor ons vanmôre gaan praat. Die koninkryk van die hemele behoort aan hulle. Die koninkryk van die hemel behoort aan hulle. Vers 4, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En ons het gepraat oor hierdie treur. Met ander woorde, jou trane sal opgedroog word. Die Here sal jou kom vertroos. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Hulle sal die nuwe aarde ontvang. Dis waaroor ons vanmôre gaan praat. Die nuwe aarde ook. Geseënd is die wat honger en dors wat reg is, want hulle sal versadig word. Skerm vanmôre, hulle sal versadig word. So met ander woorde, normale terme, hulle gaan propvol wees. Hulle gaan propvol wees. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Môre kyk ons gou na al hierdie beloftes. En dan gaan ons saamgesels oor die beloftes. Kom ons bid. Vader, elke keer wat ons om die woord is, bely ons dit. Niemand weet wat in u hart aangaan nie, behalwe u Gees. En Here, vanmôre is ons so wonderlik geseën dat u Heilige Gees binne in ons harte is. En daarom kan ons vanmôre weet, wat is u wil, wat is u hart vir ons. Ag Here, help ons, leer ons, soos wat u disippels en die skares geleer het, oor waaroor u koninkryk eintlik gaan. Ag, help ons om dit ook te verstaan. In Jesus se naam, amen. Jesus het sy disippels het hy opgevat in die berg. En ek het verlede week vir julle gesê dat interessant is dat as ons hierdie stukkie lees, dan dink ons hy het nou spesifiek sy leierskap bymekaar geroep en nou sit 'n leierskap seminaar. Maar dan sien ons daar word 2 luisteraars genoem. Sy disippels, maar ook die skare.
En tog het die skare ook om omsit, en hy het gepraat met sy disippels, en met die skare. En dan sê Matthew Henry, hy maak hierdie kommentaar, en dan sê hy, daar's 'n spesifieke rede, hoekom die Here dit gedoen het. Want sy woord was nooit net vir 'n sekere klompie mense geskik nie. Almal moes dit hoor. En almal moes hoor waaroor die koninkryk van God eintlik gaan. En as ek nou vanmôre kan opsom wat ons nou verlede week begin het, dan wil ek vir u sê, weet jy, kort, en dan kan ons huis toe gaan, Wouter, want dan is dit klaar ook. Weet jy waaroor gaan hierdie hele preek? Dis die koninkryk van God. Dis dit. Onthou, ons het nou al baie keer het ons gepraat oor die struweling wat die Jode en die Hebreërs gehad het met Jesus. Wat was hulle verwagtinge van Jesus gewees? En wat het hulle verwag van die Messias? Hulle het verwag en geglo, as die Messias kom, gaan hy die Romeine uit Israel uitjaag, hy gaan al die Palestynë uitjaag uit Israel uit, en Israel gaan weer, as die wêreld moondheid, gaan Israel regeer. Met ander woorde, 'n aardse staat, 'n supermoondheid, dis wat Israel gaan wees. En toe stel Jesus hulle teleur. En hulle voel toe, maar Jesus, jy's nie regtig die seun van God. Want wat ons verwag van die Messias, is 'n aardse koninkryk. Is die nou, wat jy nou vir ons gaan doen. Ons geluk en ons voorspoed gaan wees, wanneer die Messias kom, en dit gaan nou wees. En dan kry Jesus sy disippels en almal by mekaar, en hy vertel vir hulle, wanneer is ons regtig gelukkig? Wanneer is ons regtig gelukkig? Wanneer het ons regtig vrede in ons hart? En dan sê hy vir ons voorwaardes, en nou begin hy. En hy sê vir ons, die volgende beloof ek vir julle. En as jy dit in jou lewe het, gaan jy regtig gelukkig wees. Jy gaan voorspoedig wees. Hier op aarde, maak ons dieselfde fout as wat die Jode gemaak het, dat ons verwag dat dit 'n aardse seëning moet wees, dat die Here ons nou skielik die lotto gaan laat wen, dat die Here my skielik nou 'n bestuurder in die besigheid gaan maak, dat die mense wat van my gaan hou, en die kinders gaan van my hou, en niemand gaan dink ek is 'n ou draak nie. Dis presies wat die Here hier vir hulle wil sê. Ek beloof julle iets groter as julle aardse bestaande. Ek wil julle iets groter gee. En ek wil vir julle sê, as jou geluk hier van binne afkom, en jou vrede hier af, en jy gaan soos 'n prisma in die wêreld uitskyn. So, daar's geen belofte dat ons almal gaan ryk word nie. Die eerste belofte
want aan julle behoort die koninkryk van die hemel. Wat beteken dit? Dat die koninkryk van die hemel behoort aan ons. Waar is die katkisante vanmôre? Almal van ons het gekatkiseer. Wat beteken dit as daar gesê word dat die koninkryk van God is met julle? Die koninkryk van die hemel is by julle. Wat beteken dit? Ek dink ons het al daaroor gepreek en ek het dit al paar jare terug gesê en nou verwag ek dat almal wat paar jare terug saam met my was, dat julle dit gaan onthou toe ons gepraat het oor die koninkryk van God met ons. Wat beteken dit as die koninkryk van God met ons is? Baie eenvoudig. Dis Jesus Christus is by ons. Jesus Christus is by ons. Die koninkryk van God het deel geword van ons met die geboorte van Jesus Christus. En niks kan geskei word sonder Jesus Christus nie. So my hele lewe, my alles. Jesus, U is die begin, U is die einde. U is die alfa, U is die omega. Koninkryk van die hemel of dan die koninkryk van God. Dieselfde. Sommige van die disippels sou gepraat het van die koninkryk van die hemel en ander sou gepraat het van die koninkryk van God. Hoe weet ons as Jesus in ons midde is? Hoe weet ons dan as die koninkryk van God by ons is? Waaruit bestaan die evangelie? 4 dinge. Redding. Mense gaan gered word. Wanneer die koninkryk van God met ons is die eerste teken wat ons gaan sien, is dat mense gaan tot bekering kom. En nou sê die Here ook vanmôre vir die NG gemeente van King Williamstown, as julle my eerste stel, sal my koninkryk hier by julle wees. En die eerste ding wat julle gaan sien is, dat mense gaan tot bekering kom. Mense gaan verlos word. Waarvan? Eerstens van hulle sondes. Van die verkeerde dinge. Ons dink altyd verlossing is die verlossing van dwelms en die verlossing van dit en hulle gaan verlos word van die houvas wat sonde op hulle het. Daar gaan gehoorsaamheid wees. Want sonde is eintlik ongehoorsaamheid. So met ander woorde, mense gaan gehoorsaam raak. Ek lees 'n paar herlewingsgebeurtenisse deur die wêreld, omdat ek lief is vir geskiedenis. En dan kyk ek na sekere dinge wat by elke herlewing, van die Azusa Straat herlewing, elke herlewing die eerste ding wat mense begin doen het, was om die regte ding te doen. Met ander woorde, daar's geregtigheid. Julle gaan 'n ongelooflike werk hê in die polisie.
Want die begeerte is om die regte ding te doen. As jy my eerste stel, King Willem stel, Cage is, as jy my eerste stel, is die koninkryk van God met julle. Mense gaan tot bekering kom. Mense gaan verlos word van die sonde. Hulle gaan begin kies om die regte ding te doen. Daar gaan genesing plaasvind. Is dit fisiese genesing? Wel, die bewyse is dat daar fisiese genesing ook is. Maar die klem het nooit net op die fisiese genesing geword nie, want jy kan nooit volkom genees word as jou gees nie genees is. Want die genesing moet eers hier binne in die gees kom. Dan gaan dit na die verstand toe, en dan loop dit deur na my siel toe, want dis wat menswees is, gees, siel en liggaam. Dan gaan emosies genees word. Daar gaan vergifnis wees. Daar gaan 'n vergifnisgesindheid wees. Ek vergewe jou, want ek wil jou vergewe. Dis wat hierdie belofte is. En ons kan elkeen van hierdie beloftes, kan ons 'n hele preek maak daarvan net oor elke gedeelte. So as ek dit nou gaan hou, ek het Wouter onthou, jy moet vir ons die tyd ook hou, nee? Jy moet vir my wys hoe. Jy sit voor, jy moet die tyd kyk, nee? Jy moet die tyd kyk. Ja, so, en ons is nou eers by die eerste belofte. Ja, sal ek maar in 'n reeks vorm te doen, nee? Ja. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Vertroos word. Die woordjie sê, ek gaan jou optel. Dis wat hierdie betekenis is. Ek gaan jou optel. Of dat's altyd so mooi dingetjie van die voetspore wat in die sand is, dan is daar een ry voetspore en dan staan daar, en daai is nie jou voetspore nie, dis God se voetspore, want dit is waar hy jou gedra het, toe jy nie meer kan loop nie. En dit is verskriklik mooi, en dit was altyd vir my 'n groot kliseë. Totdat ek besef het, Here, hoe het ek hierdie gemors gekom? Ons is daar deur. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. U is by my. En u is nie net by my nie, u abba my. Dis die vertroosting. Wanneer het jy al lekker gehuil? Huil julle nog? Ja, nou die dag gehuil, en ek het gehuil oor my kinders. Ek het regtig gehuil oor my kinders. En ek sal nie vir julle sê hoekom nie, want ek kry te skaam daaroor. Ek gaan op een stadium, toe ek met die ouers in die, toe gee die jong dame en die ouers hulle harte vir die Here, daar my kantoor. En toe huil ek eers. Wat 'n vertroosting. Wat 'n vertroosting. Wat 'n ongelooflike vertroosting. Ek gaan jou dra. Ek gaan jou abba. Ek beloof jou nie dat jy nooit deur moeilikheid sal gaan nie. Ek beloof nie dat mense teen jou gaan draai nie. Ek beloof nie dat jy nie gaan moeilike tye kry nie. Ek beloof nie dat dit swaar sal gaan nie.
Ek beloof nie dat die ekonomie sal nie in duie stort nie. Ek beloof nie dat die petrolprys nie sal opgaan nie. Ek beloof nie dat jou salaris gaan styg nie. Maar in al hierdie dinge gaan ek jou vertroos. Gaan ek by jou wees. Gaan ek jou dra. En jy sal aan 'n kant jou uitkom. En as jy nie jou uitkom aan 'n kant nie, wat dan? Hooplik is jy nie hemel. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Wat is die nuwe aarde? Wanneer Openbaring praat van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, die woordjie wat daar gebruik word is presies die woordjie wat Jesus hier gebruik. Met ander woorde, ek en u sou dit beter verstaan het die dag as ons in die hemel is. Jy gaan die nuwe Jerusalem sien. Met ander woorde, jy sal deur die hemelpoorte beweeg. Ek beloof dit vir jou. Jy sal deur die hemelpoorte gaan. Die volgende belofte: geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. As jy begeer om die regte ding te doen, gaan jy oorvol raak. Jy sal versadig word. Het jy al 'n hinkering na iets gehad? En dan weet jy nooit waarna verlang jy nie? Toe ek klein was, my pa het altyd gesê ek is die filosoof in die familie. Dan het ek gewonder. Ek het altyd vir hom gesê ek wonder oor goed. Ek wonder oor goed. Het jy al 'n hinkering gehad? Het jy al 'n hinkering gehad en dan weet jy nie na wie verlang jy nie? Ek verlang vandag en ek weet nie na wie verlang ek nie. Dis 'n dors wat die Heilige Gees in jou lewe vir jou gee. Dis 'n honger wat vir jou sê, Jabie, jy beweeg so 'n bietjie weg van Jesus af nou. Jy moet nader kom. En jy gaan gevul word. Jou neerslagtigheid, jou depressiwiteit. As jy dors na my, Paulus het op 'n stadium gesê, bedink die dinge wat daar bo is. Begin dink oor wat in die hemele is. Ek dors na liefde. Ek dors na vrede. Ek dors na die vrug van die Gees. Die teenoorgestelde is ook, jy kan dors na die verkeerde dinge toe ook. En die repercussies daarvan gaan presies die teenoorgestelde wees wat die Here hier vir jou sê. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ek dink ons het 'n hele preek al oor barmhartigheid gedoen, en wanneer die Here vir jou sê, maar weet jy wat? Ek gaan barmhartigheid aan jou ook toon. Al verdien jy dit nie. Ek gaan nog steeds barmhartigheid. Ek gaan jou ook vergewe.
gaan jou ook vryspreek. En ek gaan jou ook bystaan, en ek gaan jou help. Hierdie keer gaan ek jou nie net dra nie, want die belofte is, ek gaan vir jou dra, maar hierdie keer gaan ek regtig maak soos 'n herder maak met sy skapie. Ek gaan jou dra, maar ek gaan jou ook voed, en ek gaan jou geestelik voed. Ek gaan jou liggaamlik voed, en ek gaan na jou omsien. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek het 'n begeerte om God te sien. En ek sê dit vir die gemeente, ek het 'n ongelooflike begeerte om God te sien. Ek het 'n voorreg gehad om een keer, en ek het dit al van julle vertel, toe ek tot bekering gekom het. En julle kan my vra, is dit 'n beeld, is dit 'n visioen, ek het geen idee. Sê ek dit vir mense om my te glo? Nee, ek gee nie om of mense my glo of nie, ek sê dit vir julle. Toe ek tot bekering gekom het, het Jesus op my bed gesit. En op daai stadium was ek 'n anti-Christus, ek het glad nie in God geglo nie. En dit wat ek op my bed gesien het, was nie oë wat vir my sê, jy gaan hel toe. Dit was die grootste liefde wat ek in my lewe gesien het. En tot vandag toe, as dit moeilik gaan en ek maak my oë toe, dan sien ek daai oë. Ek lees nou die dag 'n stukkie in my pa se joernaal. En ek lees daar, ek was 3 jaar oud. Toe sit sy karretjie vas op die spoorlyn. Met my sussie, my ma en myself in die kar. En my pa het dit nooit vir ons vertel nie. Ek het dit in sy joernaal gelees. En hy het uitgeklim en hy het vorentoe gegaan en hy het die kar voorop getel en hy het hom teruggestoot. En die vraag wat hy daar geskryf het, ek het God gesien. Ek het sy krag ervaar. Was jy al in sulke omstandighede, in moeilike omstandighede? Josef, ek het vertel, want daarom het hulle dit neergeskryf. Toe hy in die put is, toe kyk hy op, en hy sien vir God. Daniel, toe hy in die leeukuil was, toe sien hy vir God. Stefanus, toe hy met klippe gegooi is, toe kyk hy op, en hy sien vir God. Jy begeerte om God te sien. En nou sê ek nie, ek wil doodgaan nie, Karel. Ek sê nie, ek wil hemel toe gaan nie. Maar ek het net hierdie ongelooflike begeerte om God saam met te sien. Ag, en dit gebeur heeltemal te min in my eie lewe, waar ek kan sê, en tog is God elke dag by hom. Tog is God hier in my hart. En weet julle, asseblief vra 'n keer, anders dan gaan ons, Walter, jy moet my tyd dop.
Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Is dit nie wat kinders van God doen nie? Is ons nie die vredemakers nie? Elke keer wat jy help dat daar vrede gemaak word tussen mens en God, is jy kind van God. Dis die roeping. Gaan dan heen en maak hulle disippels. En om 'n disipel te maak, is die woordjie word afgelei, as dit Latyns kom, is disipel en dissipline. Met ander woorde, 'n volgeling. Wanneer jy gaan help dat mense God begin volg, dat hulle gedissiplineerde geestelike vaders word jy genoem kind van God. Maar weet jy wat's ook die wonderlikheid van hierdie belofte? En as Afrikaners verstaan ons dit nie altyd lekker nie. Die Khoza verduidelik altyd vir my, en dan maak hierdie kind van God vir my nog meer sin. Jy word nie sommer aan enige klang. En kyk, jy word nie sommer genooi na enige fees toe nie. En jy word nie sommer genooi, so as hulle jou nooi na een van hulle feeste toe, is dit eintlik 'n groot ding, en is dit eintlik 'n klap in die gesig as jy sê nee. Want dit beteken hulle aanvaar jou as deel van hulle klan. Hulle is besig om jou in hulle klan in te trek. En dan is dit ook wat Efesiërs sê, julle is nie meer vreemdes nie, you no more aliens, maar julle behoort nou aan die huisgesin van God. Jy is nou deel van God se eiendom. Jy's God se gesin. Kodomio is die mooi woord. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou is die koninkryk van God nie meer net by jou, maar dit behoort ook aan jou. Jy het eienaarskap. Kan jy dit glo, dat God sê, ek gee vir jou, jy's 'n erfgenaam. Jy's nie meer net Japie Nodee nie. Jy's Japie Nodee, die kind van God, erfgenaam van God. Dit wat ek vir Jesus beloof het, en dit wat ek vir my engele beloof, en dit wat ek vir Paulus en almal beloof, dit beloof ek vir jou. Jy's nou 'n erfgenaam. Jy's nie sommer net iemand nie. Jy's 'n erfgenaam. Geseënd is dit, is julle wanneer die mense ter wille van my beledig en vervolg en valslik wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot. Jou prys wat jy gaan ontvang, jou award, is geweldig. En dan die interessant is, dat daar word nie vir ons vertel, wat is die loon? Dis 'n ongelooflike prys. Onbeskryflik groot. Ek dink daar's 'n lied wat ons sing, wat die woorde gebruik. Onbeskryflik groot. Jou loon. Onbeskryflik groot. Wanneer jy hierdie 9 dinge in jou lewe begin doen en streef na daarna toe, uiteindelik is die groot prys onbeskryflik groot. Kom ons bid saam. Ag Here, help ons ook
om nie net te streef na elkeen van hierdie wonderlike beloftes nie, maar dat ons ook hierdie voorwaardes in ons eie lewens sal nakom. Here, dat ons gaan honger en dors na U, dat ons U eerste stel. Here, dat ons vredemakers word, dat ons nie gaan kla wanneer dit swaar gaan nie, maar dat ons juis die voorbeeld gaan wees van wat dit is om kind van God te wees. Here, seën ons ryklik. Here, help ons om beter kinders van U te word. Here, help hierdie pragtige gemeente ook om U te sien, om U te hoor, om U te ervaar. In Jesus wonderlike naam. Amen.